Nou ja, toe, die Piano Graveyard Revival projek is deel van die internasionale klavierkompetisie en fees wat volgende jaar in Maart deur Cape Piano aangebied gaan word. Hulle visie is om 'n verskil te maak en met die projek word daar beoog om ou klaviere op te knap wat dan weer geskenk gaan word. Die artistieke direkteur van Cape Piano, Prof Nina Skuman, gaan nou vir ons meer vertel. Nina, goeiemôre en baie welkom. Goeiemôre, baie dankie. Lekker om saam met julle te kan kuier. Vertel net gou vir my, wat behels die internasionale klavierkompetisie in 'n netedop? Man, ons beoog vir dit om een van die grootste kompetisies in die wêreld te wees. So jy weet, daar is natuurlik die World Federation of International Music Competitions wat baie spesifieke riglyne het en dit is waar volgens ons die kompetisie gaan skool en dan saam met dit gaan ons ook 'n fees hou, 'n klavierfees met konserte wat sommer op die wonderlikste ongewone plekke plaasvind. Ons hoop 'n klavier op Tafelberg sal ook daar wees op die prentjie en dan laastens hierdie Piano Graveyard Revival wat ek besonder excited oor is. Ja, ek waar die idee vandaan gekom, want ek moet daarom net ook vir jou sê, ek is kinderlik opgewonde saam met julle, want ek sou nou reken as iemand my moet vra, wat is jou gunsteling instrument, gaan klavier verseker heel bo aan my lysie wees. So, die Graveyard projek wat julle het, waar het jy aan die idee gekom? Man, ek sê op hierdie stadium sê ek dit is sosialisme op sy absoluut beste. Ek dink almal van ons ken iemand wat 'n ou klavier het wat nie teen staan in die hoek as dit nie vir 'n gin kabinet gebruik word nie. En jy weet, elke klavier het ook 'n storie daar agter. So ek dink dis 'n kwessie van om mense bymekaar te kry, want hierdie klaviere hulle kan 'n tweede lewe kry. So ek is besonder opgewonde want vanoggend word die eerste klavier opgetel in 'n Randburg en gaan dan afgelaai word by Tutukani Music Conservatoire in Soweto. En van wat ek verstaan, hierdie program in Soweto het nog nooit 'n regte klavier gehad nie. So jy kan net dink wat 'n verskil dit gaan maak in daai opvoedingsstelsel. Is dit ook maar die hele idee, jy weet, om in juist organisasies soos daai te eien en dan vir hulle hierdie opgeknapte klaviere te skenk? Ja, en ek dink, jy weet, daar's een voorwaarde wat ons baie erg oor is en dit is dat die persoon wat die klavier skenk, moet die storie van die klavier dokumenteer. Jy weet, of dit nou in 'n e-pos of 'n briefvorm is en dit word dan gedeel met die organisasie wat die klavier ontvang en natuurlik vice versa ook. So dat daar 'n koneksie is. Jy weet, dit is 'n klavier is nie net 'n meubelstuk nie. Dit is iets lewendig. Waarom dink jy sulke projekte of inisiatiewe belangrik en jy weet wat 'n verskil maak dit in gemeenskappe? Wel, kyk, ons almal weet, jy weet wat die belang is van musiekopvoeding, jy weet kognitief, dit is ongelooflik belangrik. En ek dink ek praat die hele tyd van die koneksie wat so ongelooflik belangrik is. Ek dink, jy weet, you have the haves and the have-nots en daar is 'n manier wat mense die twee bymekaar kan bring en ek dink dit is die konsep hier agter. Vir my is dit win-win. Hoe sal ons kykers kan kontak maak as hulle nou 'n bydrae wil lewer, Nina? Asseblief gaan op ons webwerf. Almal kan dit spel, dis baie maklik, capepiano.com. En julle sal sien daarop is daar heelwat moontlikhede. Daar's 'n klik wat jy kan druk en dan sê dit donate a piano, maar mense kan ook op ander maniere bydra, soos byvoorbeeld, jy weet, daar is natuurlik koste aan die vervoer, die klaviere word gestem, daar word dalk meganiese werk gedoen, ensovoorts. Ja, so ek dink hierdie projek tot dusver die reaksie is absoluut verstommend. So ons het 'n hele paar klaviere wat nou op pad is, amper op die pad na hulle volgende destinasie. Dit klink sommer baie opwindend en net so ter afsluiting. Hierdie kompetisie gaan glo ek sy eie stempel afdruk met konserte op ongewone plekke. Jy het nou iets genoem van bo op Tafelberg. Vertel ons 'n bietjie meer. Ja, kyk, ek dink die idee hier agter is ons wil klassieke musiek so wyd as moontlik in die publiek inkry.
En jy weet in plaas van die tradisionele konsertsale wat die kompetisie in elk geval gaan plaasvind, wil ons ook wys dat jy kan klassieke musiek, jy hoor dit oral. Ek het toevallig gister het ek 'n onderhoud geluister na die CEO van die Kaapse Filharmoniese Orkees, wat hy gesê het, ons besef nie, maar klassieke musiek is oral om jou. As jy in die lift inklim, dan hoor jy klassieke musiek. As jy Lord of the Rings gaan kyk, dan het jy ook klassieke musiek. So dit is net 'n manier om dit meer toeganklik te maak vir mense. Nina, vreeslik baie dankie, sterkte met die projek en ek is seker ons gaan definitief kom inloer en ek kan nie wag om net te sien hoe daar nuwe lewe gegee word, nie net in die klaviere nie, maar ook aan die om gemeenskappe aan wie hulle verskil gaan maak. Bly ingeskakel, want net hierna gesels ons met 'n baie spesiale gas. Dis niemand anders dan die as ons eie Ros, bly net waar jy is.